Môre vriende, baie welkom vanoggend. Wat 'n voorreg om op hierdie spesiale dag bymekaar te kan wees. Ons het vir die afgelope 40 dae opgewerk tot op hierdie hoogtepunt van ons geloof, op hierdie heilige week, hierdie goeie Vrydag. Ons is dankbaar dat ons vanoggend bymekaar kan wees en ek wil vir julle almal dankie sê ook dat julle hier vanoggend kan wees, dat ons saam die oomblik met mekaar kan deel. As jy 'n besoeker is, wil ek vir jou sê welkom in ons gemeente vanoggend. Ek hoop dat jy iets kan beleef van die Here se teenwoordigheid en dat die Here jou ook op 'n besondere manier vanoggend kan aanraak. Vanoggend se goeie Vrydagdiens is 'n bietjie anders as wat ons normaalweg sou doen. Vanoggend gaan ons stil staan by die 13 stasies van Jesus se kruis. En dit is amper meditatief of gebedsgedrewe vanoggend. So vanoggend gaan ek nie net die hele tyd hier voor staan en praat nie, maar wat gaan gebeur is, ons gaan oomblikke hê waar die tekste verskyn op die skerm en ons het voorlesers vanoggend wat vir ons die tekste gaan voorlees. En dan gaan ons na elke teks 'n oomblik hê vir stil oordeenking. En dan so tussenin het ons 'n paar items en oomblikke wat ons saam ook kan sing as gemeente. So ek wil vir jou uitnooi, dis dalk 'n bietjie anders as normaalweg, miskien laat dit jou so 'n bietjie ongemaklik voel om so baie te sit en te dink en te bid. Maar ek glo regtig dat die Here elkeen van ons vanoggend op 'n spesiale manier kan aanraak. So ek wil uitnooi om geleentheid te gee dat jy iets kan beleef van die Here se teenwoordigheid. So bygesê wil ek ook dan net baie dankie sê vir almal wat vanoggend groot moeite gedoen het om dit moontlik te maak. Ek dink veral aan Ronel wat harde werk hier ingesit het, aan Eddie wat gehelp het met die verwerking ook hier by die lofsentrum, aan die koor wat gesing het by die Kusweggebou en in hulle karre geklim het en hiernatoe gery het om weer hier te sing, en aan die band vir die moeite met al die oefening en die liedere wat ons vanoggend gaan sing en almal wat items doen. Ook aan die mense wat vanoggend die tekste gaan lees, aan Lodi, Andrei en Zoe, baie dankie vir julle. En ek het sommer gereël dat julle hier onder by die onderste mikrofoon lees. Andrei, ek weet nie waar jy gaan wees nie, maar jy lees, jy's ook hier bo. Okay. Zoe, dan is jy maar al een wat hier onder moet gaan lees. Daar sit jy. So die mikrofoon hier onder is vir jou ook beskikbaar. Ons gaan aan die einde van die erediens het ons 'n spesiale deurkollekte, soos jy uitgaan vanoggend, so ons gaan nie kollekte hê in die diens nie. En dan gaan ons ook die diens eindig op 'n ander noot. Normaalweg eindig ons die diens met 'n seën en met so 'n opgewondenheid, maar vanoggend as ons klaar die slotlied gesing het, verlaat ons die kerk in stilte. Geen seën nie, geen uitstuur nie, in stilte en rustigheid. Ons verwys na Saterdag, na Goeie Vrydag as stil Saterdag. So dat die idee is dat ons met die dinge wat ons beleef het vanoggend en wat hier in ons harte lewe rondom Christus se kruisiging, die nagmaal wat ons saam beleef en geniet, dat ons dit met ons dra deur Saterdag, en dan wanneer ons Sondag hier aankom, is ons weer jubelend en opgewonde oor wat die Here in ons lewens gedoen het. Net 'n laaste aankondigingkie dan van my kant af. Ek wil julle moet asseblief Sondag blomme saambring. Enige blom of 'n mooi ding of 'n groenigheid as teken van Christus se graf wat nie dood en leeg is nie, maar wat lewe uit daai leë graf uitkom. So bring asseblief julle blomme saam Sondag met die erediens. Ons gaan tydens die diens met lief en leed geleentheid gee dat ons dit hier kan kom neerlê aan die voet van die kruis en hier by die doringkroon as teken van Christus wat lewe en wat weer opgestaan het. Met hierdie woorde wil ek julle daarom elkeen groet vanoggend. Mag julle die Here se teenwoordigheid beleef en mag jy diep bewus wees van die Here se genade in jou lewe. Kom ons sluit ons oë vir 'n kort oomblik. Liefdevolle Heer en Skepper, dankie vir die voorreg om by mekaar te kan kom op hierdie spesiale dag. Heer, terwyl daar soveel Christene is wat steeds vervolg word vir hulle geloof wêreldwyd, wil ons vir U in besonder kom dankie sê dat ons hier kan vergader in die openbaar sonder enige vrees van vervolging. Heer, ons is verenig met miljoene Christene wêreldwyd vanoggend, Heer, wat almal by mekaar kom om U dood aan die kruis te herdenk en saam nagmaal te gebruik. Dankie, Heer, vir hierdie besondere voorreg. Mag hierdie dag nie net sommer nog 'n dag wees in 'n lang naweekie, maar mag vanoggend besonder wees. Heilige Gees, kom en vul ons met die teenwoordigheid dat ons iets kan beleef van U diepe liefde vir elkeen van ons. Ons dankie daarvoor
uit die diepte van ons hart en ons geloof, raak ons aan vanoggend, almagtige Heer. Ons bid dit in die naam van ons drie-enige God alleen. Amen. Ek gee dan nou oor aan Edie. Dankie. Elke jaar probeer ons die kruispad van Jesus weer onthou. Want dit is ons storie van redding, van verlossing. Dit is die storie van die een wat vir ons die liefste het. Ek dink ek kan met groot veiligheid sê dat ons dikwels sukkel met liefde vir Jesus. Ons het Jesus lief, maar wil darm nie my eie idee van hoe dit die wêreld moet lyk prysgee nie. Al is dit 'n skewe wêreldbeeld. Ons het Jesus lief, maar as hy sê ons moet kyk na die voeltjies waar deur die Hemelse Vader so versorg word, en ons ook so kan versorg, dan wil ons sien voor ons glo. Ons is lief vir Jesus, maar as iets nie regloop nie, dan wonder ons, waar is God dan nou? Het God dan van ons vergeet? Ons is lief vir Jesus, maar dit sukkel om werklik my planne prys te gee. My vakansieplanne, my loopbaanplanne, my geldmaakplanne, my droomplanne, sukkel ek om prys te gee vir Jesus. Al weet ek, dit gaan meer oor my begeertes, as oor die begeerte om Jesus te dien. Die kruispad van Jesus wil vir ons wys, dat Jesus na ons toe kom, daar waar ons buig onder ons kruis van sonde en lyding. En dan kom haal Jesus my en jou kruis, en hy sit dit op sy skouers. Want Jesus sukkel nie met liefde vir ons nie. Kom saam sing van aan my heiland, van al sy liefde wondergroot. Hy dra vir my die brede kruisdood, hy het my gered van die ewige dood. Sing ons sing van my verlossing,
En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Vader, as u wil, neem tog hierdie lewensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in angs dood geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloed op druppels geword en op die grond geval. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Hierna het Pilatus geprobeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskreeu: As u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitekant toe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek van klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata.
Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 12 uur die middag. Toe sê hy vir die Jode, hier is julle koning, maar die Jode skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, dis, ons het nie 'n koning nie, ons het net 'n keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggeneem. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit op vir hom. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knie gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig.
Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreërs, Golgotha. Hulle was agter, sien jy dit? Want daar het hulle gesing, daar het hy gelees. Hy was het. Okay, nou sit. Okay, nou moet jy dit lees, terwyl hulle dan weglê. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om agter Jesus aan te dra.
'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat aan hom oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels: Bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal hulle dan met die droë hout gebeur?" Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 deure verdeel. Vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af, in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: "Ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry." Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: "Hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot." Dit is wat die soldate gedoen het. Laat my weer by voete kniel, waar ek weer om genade vra. As U bid in Getsemane, vir die krag om my skuld te dra. Laat my weer by U voete kniel, om vergifnis van U te kry. As soldate U spot en hoon, voor Herodes se aardse troon. En die kruis wat U vir my dra, langs die Via Dolorosa, kan ek slegs om genade smeek, toe U my sondelas met pyn wegdra, en met spykers deur U hande was U bloed my van die skande, en selfs God verlaat, waar U sterf vir my. Op Golgotha. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook." Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons het ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." Verder sê hy vir Jesus: "Dink aan my wanneer U na U koninkryk kom." Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees."
by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Kloppas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis ingeneem. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur,
Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die party van die mense, wat daarna by gestaan het, dit oor sê, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek, en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en in die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Daar was 'n houtkruis, ja, 'n ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en sing, na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in 'n dansles loop, want daar was 'n houtkruis, ja, 'n ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis draag, sit saam, daar was 'n
nadat ons hierdie stasies van die kruis Jesus gevolg het deur Jerusalem na sy kruisdood en op einde sy graf, het ons die voorreg om saam as 'n geloofsgemeenskap die nagmaal te gebruik. 'n Teken wat ons met miljoene ander Christene reg oor die wêreld verenig. En iets wat ons in besonder vanoggend saam geniet met die wete dat Christus het werklik gesterf, sodat almal wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Vir die van julle wat besoekers is, ons gee geleentheid dat elkeen van ons kan opstaan en die tekens kan kom kry by die tafel. En daarna, as jy jou teken gekry het, dan kan jy weer gaan sit en dan gebruik ons die tekens saam. Kom ons gee geleentheid vir elkeen van ons om die tekens te ontvang. Vanoggend is ons by die Here se tafel. En die wonderlike ding wat Goeie Vrydag en Paastyd ons aan herinner, is dat by hierdie tafel is daar altyd plek vir nog. Jy voel dalk nie of jy verdien om by hierdie tafel te sit nie, of jy het worstelinge binne jouself, maar ek wil vir jou sê vanoggend dat jou plek is hier by God se tafel. Jy is welkom hier vanoggend. En die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Christus se liggaam is gemardel, gegeesel, gebreek vir elkeen van ons. Hy het hierdie lyding deurgegaan omdat hy lief is vir ons. Daarom hierdie brood wat ons breek en wat ons eet vanoggend, dit is 'n simbool wat ons herinner dat sy liggaam deur lyding gegaan het. Dat hy sy liggaam prysgegee het vir elkeen van ons, sodat ons nie verlore mag gaan nie. Eet hierdie brood en weet verseker dat Christus jou liefhet. Nie net het Christus sy liggaam gegee vir ons nie, maar sy bloed het gebloei vir elkeen van ons. Bloed, die ding wat suurstof in ons liggaam dra, bloed wat lewe gee, daai einste bloed, sy lewe het hy gegee. Sy bloed is die grootste offer, groter as enigiets anders in hierdie wêreld, enige sonde, enigiets wat ons van God af kan hou, sy bloed het hy gegee vir elkeen van ons. So wanneer jy hierdie wyn of druiwesap drink, weet dat hy sy lewe gegee het vir jou uit liefde. Alomteenwoordige God, die skepper van die heelal, dat U mens geword het om die grootste prys te betaal vir elkeen van ons. Op hierdie Vrydag dink ons aan die offer aan die kruis, maar Heer, ons weet ook dat die offer kom met 'n hoop en verwagting. Wees met ons op hierdie dag, o Heilige Gees. Troos ons wat ons ook dink aan die pyn en lyding wat U verdra het aan die kruis. En vul ons opnuut in die res van die naweek met 'n hoop en 'n afwagting vir Sondag wat kom, waar U hierdie einste dood vir ewig oorwin. Amen. Vriende, ons sing nou ons slotlied saam. Daarna beweeg ons uit. Ek herinner julle om julle nagmaalkelkies net in die bak te sit soos wat julle uitbeweeg. En na die slotsang beweeg ons in stilte uit. En dan kom ons weer Sondag met 'n gejubel en juig in die kerk in met ons blomme en vreugde om weer ook die Here se opstanding te herdenk.
Kom ons sing saam.